Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dis vandag maandag, die 19de Januarie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê, sekretaris van die parlement kry R5 miljoen salaris per jaar. Nuushooftrekke vir vandag, nasionale ramp verklaar oor vloede in provinsies. Sekretaris van die parlement verdien nou R5 miljoen per jaar. Groot tabakmaatskappy gaan sy bedrywighede in Suid-Afrika staak weens onwettige sigarette. Inentings, die pad vorentoe vir back and closure. Springbok Dawe 7 span wen die finaal. Bulle wen vir 'n slag weer. Die DA eis dat daar weer ondersoek ingestel moet word na die verhoogde salaris van Zolile George, sekretaris van die parlement, wat nou byna R5 miljoen per jaar beloop. George se vergoeding was voorheen onder die loep by die komitee, maar die meerderheid LPs het toegestem om nie die saak verder te neem nie. Die maksimum salaris vir meneer George se posisie was aanvanklik geadverteer as R2,6 miljoen, maar die 2022-2023 jaarverslag vir die parlement het meneer George se basiese salaris as 3,9 getoon. In 2023 is sy basiese salaris verder verhoog tot ongeveer R4,4 miljoen, wat tot skerp besware van oppositiepartye gelei het. Ten spyte van protes en lydens die parlement se 2025 jaarverslag staan meneer George se basiese salaris nou op R4,9 miljoen per jaar, wat 88,66% verhoging van die geadverteerde pakket uitgemaak het. George Mikalakis van die DA versoek daarom dat die komitee die vraag na meneer George se vergoeding weer op sy agenda plaas as 'n saak van dringendheid, as die liggaam verantwoordelik vir die toesig oor alle sake verwant aan die finansiële bestuur van die parlement. Is dit ons mening dat die nodige jurisdiksie in plig in hierdie verband hou. Ons versoek verder dat die saak by die komitee se vroegste geleentheid geopper moet word en dat die kantoor binne 14 kalenderdae vanaf die datum van hierdie brief sal bevestig dat dit op die komitee se agenda geplaas is. Anders sal ons geen ander keuse hê as om 'n mosie vir die vestiging van 'n ad hoc komitee in te stel nie, het Mikalakis geskryf. Die koerante het berig dat vet in die vuur is wens die vloot van Iran se volgehoue deelname aan die BRICS vlootoefening buite Simonstad, ondanks 'n opdrag van die president dat hierdie land hom moet onttrek. Nie net het Motshiga 'n dringende ondersoek daarna gelas nie, maar die Amerikaanse regering sê ook dis kommerwekkend dat Ramaphosa se opdrag nie uitgevoer is nie. China, Rusland, die Verenigde Arabiese Emirate, Ethiopië, Brasilië en Indonesië was ook deel van die vlootoefening. 'n Land is in groot moeilikheid as die weermag nie meer onder die beheer van die politiek is nie, en ons grondwet stel dit duidelik dat die weermag te alle tye onder politieke beheer moet wees. Politieke beheer verwys na die direkte beheer wat deur die president en die minister uitgeoefen moet word. Dit verwys ook na die verantwoordelikheid wat daar teenoor die parlement en dat die weermag homself ondergeskik moet stel aan die besluite van die wetgewende en uitvoerende gesagte. Dit blyk dat die weermag dikteer buitelandse beleid pleks daarvan om 'n instrument daarvan te wees. Dis 'n baie onverkwikkelike situasie. Chris Hatting van die DA, woordvoerder oor verdediging, sê die situasie blyk vir hom meer soos 'n uitdaging in die SANW te wees as 'n verwarring. Suid-Afrika is die weermag ondergeskik aan verkose burgerlike leierskap. As bevele van die opperbevelvoerder is president Cyril Ramaphosa omseil, verdun of stilletjies geïgnoreer kan word, dan word burgerlike toesig betekenisloos, het Hatting aan die media bekend gemaak. 'n Nasionale ramp is gister verklaar weens die vloede wat sedert November in Limpopo, Mpumalanga, KwaZulu-Natal en die Oos-Kaap en Noordwes verwoesting saai. Die vergadering het plaasgevind nadat vloede in dele van Mpumalanga, Limpopo en KwaZulu-Natal weer eens verwoesting gesaai en verskeie lewens geëis het. President Cyril Ramaphosa het Vrydag die Limpopo provinsie besoek. Die verklaring van 'n ramptoestand laat munisipaliteite toe om die finansiering te prioritiseer om die gevolge van die vloede te hanteer. Dit sluit ook ondersteuning met die herstel van skole en openbare infrastrukture in, soos hy Senzo Mzila, woordvoerder van die departement van samewerkende regering en tradisionele sake in KwaZulu-Natal. Die dodetal in Mpumalanga staan tans op 20. In Limpopo het die dodetal gister tot 17 gestyg. In KwaZulu-Natal is die Zululand distrik, veral Jozini en die Umzankuye distrik, deur vloede geraak. Die reën het Vrydag en Saterdag die gebiede getref. 158 huishoudings word deur die vloede geraak en 70 huise is heeltemal vernietig. Die weerdiens het gister 'n geel vlak 2 waarskuwing oor ontwrigtende reën vir Limpopo uitgereik. Verspreide buie en donderbuie word oor groot dele van Limpopo en Mpumalanga voorspel, sowel as KwaZulu-Natal.
Amerika kan benadeel word, sou president Donald Trump tariewe teen Europese lande instel wat sy plan teenstaan om die beheer van Groenland oor te neem, het 'n Franse minister gister gesê. Sy eie boere en nywerhaars het baie om te verloor, sou hy die tariewe instel, het Annick Genevard, Franse minister van Landbou, aan die uitsaaiers Europe1 en CNews gesê. Trump het Saterdag gedreig om vanaf 1 Februarie 'n tarief van 10% op alle goedere te hê wat van Denemarke, Noorwe, Swede, Frankryk, Duitsland, Brittanje, Nederland en Finland na Amerika uitgevoer word. Al die lande buiten Brittanje en Noorwe is deel van die Europese Unie en is gekant teen Trump se oorname van Groenland. Die tariefheffing op 1 Junie sal tot 25% verhoog word totdat 'n ooreenkoms bereik word oor die koop en oordrag van Groenland aan die VSA, het Trump gesê. François van der Merwe, 'n direkteur van die maatskappy Limpopo Tabakverwerkers, die LTP, en 'n woordvoerder van South American Tobacco Transformation Alliance SATA, het British American Tobacco, Suid-Afrika, BATSA, se aankondiging dat hy teen einde van jaar sy plaaslike vervaardiging gaan staak. BATSA se besluit beteken ook sy aanleg in Heidelberg, Gauteng, wat 230 mense in diens het, so dit sal gesluit word. Die 80 boerderye, verwant aan LTP, wat steeds tabak aan die maatskappy lewer, word tans gespaar van enige werksverliese. Die sigaretreus, wat wêreldwyd in 180 markte bedrywig is, voer aan Suid-Afrika se florerende onwettige mark vir sigarette is die vernaamste rede vir sy besluit. Die regering het ongelukkig te lank gesloer om in te gryp. Dit is sy wetgewing en gebrek aan hulpbronne toe deel van die bekamping van onwettige verkope wat ons tot hiertoe gebring het gesê. Daar is 3 aanlegte wat onwettig bedryf word in die land. En die voorneem om meer omvattende audits te doen, toon daar is dalk nou uiteindelik die politieke wil en aandag om die probleem te skenk. Die minister van Landbou se aksieplan om back and closure te bekamp, blyk 'n heeltemal te laat poging te wees om die landwyse ramp te keer wat reeds soos 'n weggolbrand buite beheer is. Die kern van die saak is dat daar reeds in November met minister John Steenhuisen se vorige aankondiging nie sterk opgetree is nie. Verder lyk dit asof die departement nie in voeling met die situasie op grondvlakke is nie, veral nie dat Steenhuisen gesê het dat die beweringe van onbeskikbaarheid van enstowwe vals is nie. Dis 'n bekende feit dat geen enstowwe beskikbaar is nie vir die gebruik deur die departement. Spesialis in aansteeklike siektes en hoofveearts van Karrenbeef sê die data wat Steenhuisen het, bied 'n vals beeld van hierdie situasie. Daar is gerugte daar dat selfs nou in Noord-Kaap gevalle is, maar dit word nog nie amptelik bevestig nie. Dit versprei vinnig tot 'n inkubasie tydperk van 5 tot 14 dae. Die spene is ook oortrek met blaase wat ernstige pyn veroorsaak en in sommige gevalle val die spene dan af. Die diere sal nie dan kan oorleef nie. Ons glo dat back and closure tot dusver melkbedryf 500 miljoen rand gekos het, maar dit kan meer wees. In die Oos-Kaap is die bedrag tussen 400 miljoen en 500 miljoen en in KwaZulu-Natal is dit al 350 miljoen rand. Die boere verloor R4.000 tot R6.000 per dier per uitbreking weens verliese van melk, bykomende arbeidskoste en veeartsverpligtinge. Suid-Afrika se dames het die Sevens 3, 'n enkel toernooi in die VAE gewen deur Argentinië gister in die eindstryd met 12-5 te wen. Die twee spanne het albei gekwalifiseer vir die Sevens 2 reeks wat uit 3 toernooie bestaan. Hierdie toernooie word in Nairobi op 14 en 15 Februarie aangebied, Montevideo op 21 en 22 Maart en Sao Paulo 28 en 29 Maart beslis. Die vrouespan kan nou ook nog kwalifiseer vir die wêreldkampioenskap wat hierdie seisoen uit 3 toernooie sal bestaan. Suid-Afrika het Saterdag op die eerste dag van hulle Dubai toernooi in die groepwedstryde met Mexico 61-0 gewen, Tsjechië 24-5 en Thailand 33-5 gewen. In die kragmeting met die Meksikane het Cheremba 4-3 gaan druk. Die nasionale span het Pole gister in die halfeindronde met 36-5 gewen. 2 geel kaarte is in Suid-Afrika se spelers uitgedien. Dit was vir Assisi Poplaikies en Zintle Mapupa in die stryd teen die Tsjechiese span. Die Bulle het Vrydag aand 'n 8ste agtereenvolgende nederlaag gesuistap toe hulle Paul in die Stadio Hamau met 26-24 gewen het. Die besoekers het in die tweede helfte 'n agterstand van 12-24 uitgewis, maar moes met die speeltyd verstreke verbeter wal gooi toe Paul met verskeie fases op die Bulle se doellyn aangeval het. Hoewel die Bulle Paul in die vaste fasette tot oorgawe gedwing het Sebastian de Klerk en die nuwe vleuelpaar Kurtley Arendse en Cheswell Jooste Ackerman se span groter byt op hulle aanval gegee. Kainan Moodry, wat harsinskudding opgedoen het die wedstryd misgeloop terwyl die veelsuidige David Kriel 'n plaasvervanger was. Ek is net dankbaar vir die sege, dis hoekom ons week na week aan dieselfde goed werk, het Ackerman gesê.
Leonie Heymans, wat 31 is, wat in Desember 2019 in 'n duikongeluk verlam is, lê in Februarie haar 5de midmarmyl sedert die ongeluk af. As jy hard werk en nooit opgee nie, kan jy steeds doelwitte bereik. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie, het sy gesê. Boonop gaan Mikael Dupelser, haar beste vriendin, saam met haar swem. Sy en Dupelser het saam fisioterapie gestudeer en ook saam gegradueer. Dupelser was ook Heymans se fisioterapeut tydens haar rehabilitasie na haar ongeluk. Sy wil hoop gee aan die wat deur dieselfde as sy gaan, mense wat vandag in hospitaalbed lê en hulle voel hulle lewe is verby. Volgens Heyman is haar doelwit nie net om mense te inspireer nie, wat pas so trauma beleef het nie, maar ook die wat reeds begin herstel het en soms moed verloor het. Die Cheetahs se harte is gisteraand in die doodsnikke van hulle laaste Europese uitdagbeker groepwedstryd in Parys deur Racing 9 gebreek. Die tuisspan het sy wen 3 met net meer as 'n minuut se speeltyd oorgedruk en sodoende met 31 teenoor 28 punte geseëvier. Dit was die Cheetahs se beste vertoning in hierdie seisoen se reeks, waarin uiteindelik nie een groepwedstryd kon gewen het nie. Die Cheetahs het rustyd met 21 teenoor 14 voorgeloop. Die flank Daniel Martins het vroeg gaan druk vir die Cheetahs, maar dat hy 'n bal onderskep het. Die tweede helfte het begin met 'n paar foute aan albei kante voor die vleuel Nolan Dongai vir die tuisspan gaan afrond het. Racing 9-2 het wel kort daaraan die voortou geneem toe die plaasvervangerslot Johnny Hill na 'n paar blapse deur die Cheetahs met 'n tikskoppie oor die doel ingeval het. 2 sekondes was die verskil tussen twee voorste motorfietsse in die 2026 Dakar veldtydren, wat eers letterlik in die laaste 3¼ minute van die 14 dag lange tydren los aan die grootste, langste en veeleisendste wat 'n mens en masjien betref beslis is. Die motorfietsafdeling was 'n wipware wedstryd tussen Honda en KTM met KTM jaar Luciano Benavides van Argentinië, wat eers na laaste 105 km teen die stophorlosie 3 minute en 43 sekondes agter die Honda jaar Ricky Brabec van die VSA by Saterdag se laaste eindpunt aangekom het. Ross Branch van Botswana op sy hero was die beste van die Suider-Afrikaanse jaars en het Saterdag 8ste geëindig, wat ook sy 8ste posisie algeheel bevestig het. Later gaan hulle se terugslag, wat hulle 3 ure, 59 minute en 34 sekondes gekos het, was duidelik in die uitslag te sien gewees. Hulle was uiteindelik 3 ure, 57 minute en 45 sekondes agter die wenners, die Dacia Sandrider jaar Nasser Al Attiyah van Qatar en sy Franse navigator Fabien Larcoin, wat Saterdag meer as 6 minute verloor het en sy Dakar ren uiteindelik met 'n voorsprong van 9 minute en 52 sekondes afgesluit het, nadat hy die 13de sneltrek in die 43ste posisie klaargemaak het. Intussen het Brian Baragwana en sy navigator Lennard Kremer hulle Century Racing CR7, wat 'n midrand gebou is, Saterdag 5de oor die wenstreep gestuur en sy 16de posisie algeheel bevestig. Alan Heatherly en Hailey Preen het hulle 2026 seisoen met pypoorwinnings begin. Heatherly se wentyd was 4 ure, 25 minute en 10 sekondes. Dit is 21 minute en 11 sekondes vinniger as Wessel Botha se roeterekord wat in 2021 opgestel het. Mark Pritson het net 23 sekondes na Heatherly oor die wenstreep gery met Botha byna 'n minuut na die wenner in die 3de plek. Pritson het Heatherly, Botha en Travis Steedman in die Ottawa loof gelei, maar harde valslag het Steedman deel te staan gekom. Hy het uiteindelik 13de geëindig. Met 20 km oor het Heatherly weggebreek en 'n gaping van 30 sekondes opgebou. Prinsies het beplan om die koningin van die berge klim aan te val en het dit vir haar gewerk. Preen, Sanders en Hall het vir byna 30 km saamgewerk voordat Preen weer aangeval het. Die Victoria Capitals het die wedstryd met 21 lopies gewen, was dit nie vir 'n wenvennootskap van 103 lopies om die 6de paaltjie tussen Dewald Brewes wat uit is op 53 van 47 balle wat insluit 4 viere en 3 groot sesse en Shervin Rutherford wat 74 aangeteken het nie uit nie van 50 balle wat insluit 10 viere en 2 sesse nie, sou die Pretoriaaners nie naby hulle telling van 143 lopies vir 6 paaltjies gekom het nie. Die Johannesburgse tuisspan kon slegs 122 vir 8 behaal het. Danny Worrell het 2 vir 12 geneem, Nandre Burger het 1 vir 32, Wian Mulder het 2 vir 34 en Duan Jansen en 1 vir 27 het almal die skade vir die span aangerig. Later was dit net Dion Forrester wat 44 nie uit nie van 33 balle aangeteken het. James Wins het 19 geslaan van 23 balle. Lees Deploy het 22 aangeteken van sy 17 balle en Duan Jansen het 15 aangeteken van 16 balle wat iets vir die tuisspan met die kolf kon gedoen het. Vir die Capitals het Lizaat Williams 3 vir 25 en Keshav Maharaj 3 vir 15 met die bal uitgeblink. Die
Die Super Kings kry vandag 'n laaste kans om die uitspelrondes te haal wanneer hulle die Royals in Parel gaan pak. Aiden Markram het 108 lopies geslaan van 58 balle wat insluit 12 vure en 5 groot sesse, het sy span 'n oorwinning met 58 lopies help voer. Dit was die eerste keer hierdie seisoen dat die Giants op hulle tuisveld kon wen na die Royals die lood gewen het en toe besluit het om eers te bou. Die tuisspan se 189-7 was uiteindelik hopeloos te veel vir die besoekers wat in hulle 20 boubeurte slegs 131-9 kon aanteken. Kane Williamson het 22 lopies geslaan van 20 balle, het sy paaltjie verloor met die telling op 53 lopies. Hendrik Klaasen het 29 aangeteken van 21 balle, het saam met sy kaptein in 'n pypvennootskap van 81 lopies om die 4de paaltjie gedeel. Die Giants se draaier Nareen het 2 vir 18 geneem, Simon Hamer 1 vir 13, Aiden Markram 1 vir 9 en Livingston 1 vir 25 het amok gesaai en die lopies laat opdroog. Fortuin het 35 nie uit aangeteken van 24 balle. Calveren het 23 lopies geslaan van 19 balle. Ruben Herman het 18 geslaan van 19 balle en Raza het 21 geslaan van 21 balle. Het die beste met die kolf vir die Royals gevaar. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1922, Polokwane 15-19, Lephalale 17-22, Mbombela 17-21, Mahikeng 18-33, Pretoria 15-30, Johannesburg 15-30, Ermelo 11-23, Galagari 18-36, Gaborone 19-27, Richards Bay 17-22, Pietermaritzburg 13-22, Durban 18-23, Port St Johns 15-23, Pongola 18-23, Maputo 20-26, Bethlehem 11-31, Bloemfontein 15-32, Allewal Noord 11-31, Welkom 17-33, Vryburg 17-34, Kimberley 18-33, Appington 15-36, Prieska 15-34, Springbok 13-32, Karasburg 15-33, Keetmanshoop 18-35, Mariental 21-36, Alexanderbaai 13-24, Brandvlei 15-33, Loederitsbaai 15-33, Vredendal 12-31, Kaapstad 16-24, Sutherland 8-25, George 13-24, Jeffreys Bay 14-25, Berra 13-37, Grafreinet 8-25, Kaapogillas 12-23, De Aar 12-31, Molteno 7-25, Beaufort Wes 11-29, Oos-London 11-25. Die markte vir die dag: die rand verhandel teen R16.41 teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R10.96. Die euro verhandel teen R19.04. Die pond kos R21.90. Die yen kos 10 sent. Platinum per fyn ons is $2,323. Palladium per fyn ons is $1,820. Silwer per fyn ons is $89.96 Amerikaanse sent. Goud per fyn ons is $4,595. Brent olie per vat is $64.12 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag: dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag en week word vir almal toegewens.